Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 116, 116 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran, by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Ameen. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, and the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 116, hoofdstuk 5, die gedekte tafel, Surah 5 Al-Ma'idah. En dit is afdeling 14 van hoofdstuk 5. Enkele aanwijzingen vir die moslims. Okay, hierdie is 'n baie lang afdeling. Okay, oor omtrent drie pages, right? Laat ons begin, right? O julle gelowiges, vra nie na dinge wat indien dit aan julle bekend gemaak word, julle kwaad mag berokken nie, maar as julle daarna vra terwyl die Koran openbaar word, sal dit aan julle onthul word. Allah vergewe dit en Allah is vergewensgesind verdraagsaam. Voor julle het 'n volk ook vrae gevra en later daardeur ongelowig geword. Allah het nie 'n Baghira of 'n Sa'iba of 'n Wasila of 'n Ghaimi vroeër heidense gebruike verorden nie, maar die ongelowiges versin 'n leuen teen Allah en die meeste van hulle begryp nie. En wanneer aan hulle gesê word, aanvaar wat geopenbaar is en van die boodskapper, dan sê hulle, waarin ons vaders voldoening gevind het, is vir ons ook goed. Wat? Al het hulle vaders self niks geweet en ook geen leiding ontvang nie? O, julle gelowiges, waak oor julself. Hy wat dwaal, kan julle geen kwaad aandoen wanneer julle op die regte pad is nie. Tot Allah sal julle almal terugkeer, dan sal hy julle vertel wat julle gedoen het. O, julle wat glo, wanneer die dood na een van julle kom en julle 'n testament moet maak, roep dan 2 getuie, 2 regverdiges onder julle, of as julle op reis is, 2 wat nie uit julle midde is nie. Julle moet hulle na die gebed laat agterbly. En as julle aan hulle twyfel, let beide by Allah sweer en sê, ons sal daarvoor geen prys aanneem nie, hoewel daar 'n bloedverwant is, en ook sal ons die getuienis van Allah nie verberg nie, want dan sal ons waarlik sondaars wees. Maar as daar ontdek word dat die 2 aan sonde skuldig is, dan sal 2 ander in hul plek opstaan uit die midde van diegene teen wie hulle aan sonde skuldig was. Hulle sal dan by Allah sweer, waarlik ons getuienis is opregter as die getuienis van daardie 2, en ons het nie die perke oorskry nie, want dan sou ons waarlik tot die onregverdiges behoort. Dit is dus waarskynliker dat hulle eerlike getuienis sal aflê of vrees dat ander ede na hul sin afgelê sal word, en wees bewus van Allah en luister. En Allah lei nie die ongehoorsame volk nie. Op die dag wanneer Allah die boodskappers by mekaar versamel en sê, watter antwoord het julle gekry? Sal hulle sê, ons het geen
kennis nie. Waarlik, U is die kennisdraer van die onsigbare, the unseen, the unknown. Wanneer Allah sal sê, O Jesus, seun van Maria, dink aan die guns wat ek U en U moeder bewys het, toe ek U met die Heilige Gees versterk het, en hoe U in die wieg en op hoë ouderdom met die volk gepraat het, en hoe ek U in die boek en in die wysheid van die Torah en die evangelie onderwys het, en hoe U deur my gebod met klei 'n ding in die vorm van 'n voël gemaak het, en hoe U daarin geblaas en dit deur my gebod 'n voël geword het, en hoe U die blindes en die melaatses deur my gebod genees het, en hoe U die dooies deur my gebod opgewerk het, en hoe ek die kinders van Israel van U afgehou het, toe U met duidelike tekens na hulle gekom het, en hulle wat nie geglo het nie, gesê het, dit is niks anders nie as duidelike tekens. En toe ek die disciples besiel het om in my en my boodskapper te glo, het hulle gesê, ons glo en getuig dat ons onderworpenes is die moslims, dat ons is moslims. Toe die disciples gesê het, O Jesus, seun van Maria, is U hier in staat om vir ons voedsel uit die hemel te stuur, het hy geantwoord, wees bewus van Allah as julle gelowig is. Hulle het gesê, ons begeer om daarvan te eet, sodat ons harte gerus kan wees, en sodat ons kan weet dat U werklik die waarheid gepraat het, en ons getuies daarvan mag wees. Jesus, die seun van Maria, het gesê, O Allah, ons Heer, stuur vir ons voedsel uit die hemel, sodat dit 'n ewigdurende vreugde kan wees vir die eerste en die laaste onder ons, en 'n teken van U, en skenk ons lewensonderhoud. U is die groot onderhouer. Allah het gesê, seker sal ek dit vir julle neerstuur, maar die van julle wat daarna nie glo nie, vir hom sal ek straf met 'n kastyding waarmee ek niemand anders onder die volkere sal straf nie. 116, 117. Please join me in the next episode, which is 117 of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah reward him abundantly. Please get your free copy today from IDM 0313046883, IPCI 0313060026 or 27, MJC 0216844606, Muhammad's Hardware 0123746102, and I obtained my copy from Muhammad's Hardware via my friend John Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers. Please remember to subscribe and follow and join. Ameen, and please share this with others. Alhamdulillah Rabbil Alameen.